Als mens verstaan ons niet meer, maar U stierf voor onze leidsman kroon. Hij leidt ons naar U. Kom ons schipper leven maken lief. Komen al die vallen, komen al die kracht. Leid mij door die waarheid, leer mij van die zin. Wees die wordt mijn trooster. Kom ons schipper O Heer, ons stand voor U gebroken. Als mens, we verstaan ons niet meer, maar U stierf voor onze leidsman kroon. Hij leidt ons naar U. Kom ons schipper leven maken lief. Komen al die vallen, komen al die kracht. Leid mij door die waarheid, leer mij van die zin. Wees die wordt mijn trooster. Kom ons schipper leid mij door die waarheid, leer mij van die zin. Wees die wordt mijn trooster. Kom ons schipper Halleluja. Ja, Jesus, Jesus, die en av Jesu namn. Jesus, Jesus, ek bring vir U my hart. Wat oorloop van liefde en grote wonderen. Ontvang nou my
En Jakob moet nog 7 jaar werk vir Rachel. En daar kom 'n punt wat Jakob besluit hy trek terug na sy huis, terug na sy wortels toe. En hy vat vir Rachel, en hy vat vir Lea, en al die kinders, en alles wat hom behoort, en hulle trek terug. En ons lees daarvan in Genesis 31 vanaf vers 3. En die Here het aan Jakob gesê, gaan terug na die land van jou vaders, na die familie, en ek sal met jou wees. Antwoord, hy sê vir Jakob, gaan terug na jou wortels, gaan terug waar jy hoort. Toe stuur Jakob en laat Rachel en Lea veld toe roep, na sy kleinvee en sê vir hulle, ek sien dat die aangesig van julle vader teenoor my nie meer is soos gister en eergister nie, maar die God van my vader was met my. En julle weet self dat ek met al my krag julle vader gedien het. Maar julle vader het my bedrieg en hy het die loon 10 maal verander. Maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie. As hy sê die gestippeldes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestippeldes. En as hy sê die gestreeptes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestreeptes. So het God aan die vee van julle vader weggeneem en aan my gegee. Toe antwoord Rachel en Lea en sê vir hom, het ons nog deel of erfenis in die huis van ons vader? Word ons nie weer hom as vreemdelinge beskou nie? Want hy het ons verkoop en die geld wat deur ons verkry is, geheel en al deurgebring. Want al die rykdom wat God van ons vader weggeneem het, kom ons en ons kinders toe. Doen dan nou alles wat jou God gesê het. Toe Jakob het gegaan en hy het gevlug met sy vrou en sy kinders en al die vee en dit wat aan hom behoort het. Dit wat hom toegekom het hy gevat en hy het gehardloop. En 3 dae later, toe vind Laban lees hiervan uit. En Laban was bitterlik kwaad. En hy besluit hy gaan hom agterna sit. Hulle haal hulle in, hy konfronteer hulle. Maar vanaf vers 30 lees ons. Laban sê vir Jakob, nou as jy dan eenmaal aan trek, omdat jy so erg verlang na die huis van jou vader, maar waarom het jy my gode gesteel? Toe antwoord Jakob en sê vir Laban, omdat ek bevrees was, want ek het gedink jy sal miskien die dogters met geweld van my wegneem. En ewe skielik was Jakob en Laban nie op dieselfde bladsytjie nie. Jakob het gedink Laban hardloop agter hom aan oor sy dogters. Men wetende van die beeltjies. En hy sê vir Laban, die een by wie jy die gode vind, hy mag nie lewe nie. Ondersoek wat by my is in my teenwoordigheid van ons broers en neem dit vir u. Maar Jakob het nie geweet dat Rachel dit gesteel het nie. Toe gaan Laban in die tent van Jakob en die tent van Lea en in die tent van die 2 slavinne, maar hy het niks gekry nie. En toe hy uit die tent van Lea uitgaan, kom hy in die tent van Rachel. Maar Rachel het die huisgode geneem en die kameelsak weggepak en daarop gaan sit. En Laban in die hele tent deurgevoer, maar niks gekry nie. Daarop sê sy vir haar vader, my Heer, moenie met baie kwaai ryk nie, omdat ek nie vir kan opstaan nie, want ek gaan my volgens die reël van die vroue. En hy het gesoek, maar die huisgode nie gekry nie. En toe verkeer het jy al die deeltjie gelees het, gewonder, hoekom was Laban so erg oor hierdie gode? Sien, hy het Jakob geagtervolg, hy het hom gekonfronteer hieroor, en hy het Jakob beskuldig dat Jakob het sy afgode gesteel. Hoekom was hierdie afgode vir Laban so belangrik gewees? J.B. Free het 'n boek geskryf, Archaeology Illuminates, en hy verduidelik dit in die boek. Hy sê dat daar was bewys gekry op tablette dat as iemand eienaarskap van hierdie beeldjies gehad het, dan het dit 'n rol gespeel in die persoon se erfenis. En as die skoonseun daardie beeldjies het, kon hy
hof toe gaan en hy kon 'n eis gaan indien op sy skoonpa se rykdom, op alles wat hy het. En Laban het dit geweet. Hy het geweet, as Jakob hierdie beeltjies het, kan Jakob hof toe gaan en Jakob kan alles vat wat aan hom behoort. Laban was nie gepla oor sy dogters nie. Hy was nie gepla oor sy kleinkinders, hy was nie gepla oor die vee nie. Alwaar hy gepla was beeltjies, stukkies hout en klip. En Rachel en Lea het vir Jakob gesê, dat Laban het hulle bruidspryse gevat, hulle erfenis gevat en gaan mors. Hy het gaan doen wat hy wou doen, en niks vir hulle gelos nie. En Rachel het presies geweet, wat het hierdie beeltjies beteken. Sy het geweet dat Jakob kan 'n eis instel op sy skoonpa se rykdom. En Jakob het nie geweet Rachel het die beeltjies gevat nie. Want sy was slim. Sy het presies geweet wat doen sy toe sy dit vat. En as jy gaan kyk en jy lees, jy sien Laban deursoek almal se tente, almal wat aan Jakob behoort. Hy ondersoek Jakob en die dogters en die kinders en die slavinne. Hy het so wrok teenoor Jakob ontwikkel, so haat vir hom ontwikkel, omdat hy gevoel het Jakob het alles van hom gesteel. Hy het gevoel Jakob het gevat wat nie aan hom behoort nie. Vir Laban was hierdie beeltjies meer belangrik as iets anders. Sy rykdom was vir hom belangrik. Dit was vir hom belangriker om eerder agter weelde aan te hardloop. Sien, maar Laban is nie die enigste in die Bybel wat hierdie probleem gehad het nie. Micha het dieselfde probleem gehad. In Rigters 18 lees ons daarvan, hy sê, nadat die hele eind weg was van Micha se huis af, is die man van die huis wat by Micha se huis aan mekaar geroep, en hulle die kinders van Dan agtervolg. En na die kinders van Dan geroep, toe draai hulle die gesigte om en vra vir Micha, wat is dit met jou, dat julle mekaar, en hy sê, my gode wat ek by mekaar gemaak het julle weggeneem saam met die priester. En julle trek weg, wat het ek nou hoor? Micha sit en waarde homself oor deeltjies van hout en klip wat weggevat is. Hy gaan staan of voel hy het alles verloor. Hy sê vir hulle, wat het ek hoor? Ek het niks hoor nie. Ek het gevoel sy bron van rykdom is weggevat, sy vreugde is weggevat, hulle het sy vrede gevat, hulle het dit wat hom gedefinieer het weggevat. Alles wat hom belangrik laat voel het, vat hulle. Micha en Laban doen presies dieselfde. Hulle soek na iets wat hulle nie kon kry nie. Hulle soek na iets wat sonder lewe is. Jaag iets na wat net tydelik ongewees het. Iets wat nie met hulle kon terugpraat nie. Iets wat hulle nie kon vertroos nie. Sien, maar die ding is, ons dien 'n lewende God. Ons dien 'n God wat met ons praat. 'n God wat antwoord. 'n God wat ons vertroos. 'n God wat ons moed gee. 'n God wat sê dat as ek hom soek, dan gaan ek hom kry. Job skryf, as ek maar geweet het waar ek hom gevind. Ek vra, as ek net kon weet waar om die Here te vind. Sê maar nou, kom Jeremia en hy sê, ek het die antwoord waar om die Here te kry. Jeremia 29 vers 13 sê, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met jou hele hart. En ek sal my deur jou laat vind, spreek die Here, en jou lot verander, en julle versamel uit die nasies en plekke waarheen ek dit verdryf het, en julle terugbring, van waar julle ballingskap weggevoer is. Job gaan staan vra, waar is my Here, hoe kan ek by my Here uitkom? En Jeremia kom en skryf,
as ek die Here aanroep, dat ek hom kry, as ek hom soek, gaan ek hom kry. Sien, vir Laban en vir Micha was beeltjies belangrik. Dit het hulle erfenis bepaal. Dit het hulle rykdom bepaal, hulle vrede bepaal. Sien, maar ons het nie beeltjies nodig nie. Ek het nie nodig om te loop en 'n beeldjie uit te ruk en te sê, hier is my erfenis nie. Want my erfenis lê binne in Christus. My erfenis lê in die een wat lewendig is en nie iets wat dood is nie. Halleluja. Romeine 18 of Romeine 8 vers 17 sê, as ek 'n kind van God is, dan is ek 'n erfgenaam. Ek is 'n erfgenaam van God en ek is 'n mede-erfgenaam van Christus. Sien, ons het 'n erfenis wat wag vir ons. 'n Erfdeel. Ek hoef nie vir iemand 'n beeldjie te wys. Ek hoef nie voor die Here te staan en sê, Here, hier is my beeldjie, ek wil my erfenis hê nie. Ek weet, ek kan voor die Here staan en as ek na sy handpalms kyk, dan sien ek my naam. Want my naam is in die handpalms van God ingegraveer. En omdat Jesus gesterf het vir my aan die kruis, toe hy sterf, toe word ek deel van die erfenis. Ja. Jy kan nie 'n erfenis kry as iemand nog lewe nie. Jy moet wag tot iemand doodgaan voor jy daardie erfdeel, daardie erfporsie kan kry. Want toe Jesus doodgaan vir my op die kruis, toe kry ek my erfporsie. En alles wat ek kry, wat ek nou het, is maar net 'n druppeltjie in die rivier. Die Here gee vir ons iets om ons te wys wat wag wat kom. Hy gee vir ons gedeeltes van ons erfporsie op aarde, net om vir jou te wys, daar's meer, daar's beter. Die Laban het die fout gemaak om agter 'n dooie ding aan te hardloop. Hy het die fout gemaak om iets te soek wat net tydelik was. Jakob was anders. Jakob het agter 'n lewende God aangehardloop. Hy het geweet, God gaan vir hom sorg. Al bedrieg Laban hom. Hy het geweet, God gee vir hom wat hom toekom. En God het gegaan en alles wat Laban se wou, het hy vir Jakob gaan gee. Spreuke 8, Spreuke 13 skryf, a good man leaves an inheritance of moral stability and goodness to his children's children. And the wealth of the sinner finds its way eventually to the hands of the righteous. To him it belongs. En hoeveel keer dink ons, dan word van ons gesteel. Dan word van ons al weggevat. Ons kry hierdie gevoel baie keer dat mense wat nie die Here dien nie, lewe in weelde. En ons moet swaar kry. En die Here kom en sê, maar hulle wat hom nie ken nie, sy rykdom gaan eventueel weggevat word. En dit word vir ons gegee. Want dit is ons rykdom. Dit is ons erfporsie. Dit hoort aan die regverdiges. Sien, die Here is waarvoor soek ons. Ons wil beheer hê as mens. Ons soek weelde en rykdom en ons soek wêreldse geluk. Ons moet baie vriende hê. Op die skool is die kinders almal wil populair wees. Ons soek enigiets wat vir ons kan geluk bring. Enigiets wat vir ons liefde kan bring en vrede kan bring. En tog is dit alles net tydelik. Ons soek dinge in plaas daarvan dat ons God begin jaag. Soos wat Laban agter Jakob aangehardloop het vir 'n ou beeldjie. Dis ons veronderstel om agter God aan te hardloop. Psalm 42 kom Dawid en hy skryf, net soos 'n hert wat smag na waterstrome. So smag my siel na die Here.
My siel dors na 'n lewende God. En hy sê, wanneer sal ek ingaan voor die aangesig van God verskyn? Ja, jy weet, Dawid was slim geweest. Salomo was wys, maar Dawid was slim. Dawid het geweet, as ek agter die Here aanloop, as ek verlang na die Here en ek soek hom, dan gaan ek die Here kry. En hy gaan my beloon. Hy gaan vir my 'n erfenis gee, hy gaan vir my koninkryk gee. En ons soek dinge wat tydelik is. Ons soek dinge wat vir ons nou bevrediging gee. Nou die situasie beter maak. My nou gelukkig maak. Wat net nou daai leë hond wat ek hier binne my het, kan volmaak. Ons hardloop agter alkohol aan, ons hardloop agter die TV aan, en ons hardloop agter shopping aan. Mense dink, as ek net goedjies kan doen om my nou beter te laat voel. Net 'n tydjie beter te laat voel. As ek net nou okay kan wees, dan weet môre is 'n ander dag, dan maar net weer oor môre. En dan kom môre, jy voel weer alleen, jy voel weer soos 'n mislukking, jy voel weer leeg. En mense kom op tydens in hulle lewe, en hulle begin hulle self reinvent. Hulle beleef 'n midlife crisis. Hulle noem ons 'n midlife crisis. En hulle herinvent hulle self. En party mense hardloop aan hulle agtergeloof aan. Party mense hardloop agter tydelike dinge aan. Ander gaan, hulle begin yoga doen, of hulle begin meditasie doen, en net dat ek 'n bietjie vrede kan hê. En ander mense dink, as ek meer en meer kerk toe gaan, ek moet elke diens bywoon, gaan ek vrede hê. Sien maar nie, die hartseer ding is, kerk gaan jou nie beter laat voel nie. Kerk gaan jou nie volmaak nie. En ek sê nie, dat jy moet nie kerk toe gaan, die kerk is belangrik. Kerk is waar ons mekaar opbou, kerk is waar ons mekaar dra, waar ons mekaar bid voor. Waar ek kom en voel, dat al is ek leeg en ek is swak, daar is iemand wat my kan help. En dalk is daar iemand met die regte woord op die regte tyd. Sien, maar dit is wanneer jy God agter jou aanvoel, wanneer jy God jaag, wat ons vrede begin kry, wat ons vreugde begin kry, wat daar die lewe binne in my vol raak. Soos dat hulle sê, my beker begin dan oorloop. My vriendin het altyd so ding gestuur, breekie. Hy sê, ek drink uit die pieren uit, want my beker loop oor. Ek kan net uit die pieren uit begin drink, wanneer ek agter God aan hardloop. Wanneer ek weet, ek hardloop agter God, dan kan ek enige plek sit. Of ek nou in die kerk is, of ek in die winkel is, of ek in die verkeer sit. Ek sal vrede hê, ten alle tye. Solank as wat ek wil beheer wil wees, solank as wat ek agter tydelike goedjies aan hardloop, solank as wat ek self wil alles uitsorteer, self alles wil doen, sal ons altyd die gevoel hê, dat ons is leeg. Sien, dis daai self wil doen, wat moeilik is. Dis een van die moeilikste dinge, is om dit vir die Here te gee. Is om beheer vir hom te gee. Want ons natuur, binne in ons wil alles self regmaak. Ons wil goed najaag en najaag, dat ons kan vrede hê. En toch het God gesê, ek sal vir jou vrede gee. Weet, wanneer ons die Here jaag, groei ons geloof. Wanneer hy beheer het, word my geloof sterker. Wanneer hy beheer het, dan voel ek hom meer in my lewe. En beheer oorgee is moeilik, ek weet. Ek preek baie so na vir myself. Ek moet myself herinner, ek moet 'n bietjie oorgee. Ek moet 'n bietjie beheer gee. Ek sê van daai mense van
alles vooruit beplan. En alles moet hardloop volgens my plan. En baie keer kom die Here en hy moet my herinner dat dit is nie my planne nie. Dit is sy planne. Sy tyd, sy manier. En ek moet weer leer om te gee. As die vraag bly staan vanoggend, wat is die dinge waarna ons jaag? Daar is soveel mense daar buite wat agter lewelose aanjaag, agter beeldjies van hout en klip aanjaag, agter tydelike, die net nou beter voel. Môre is 'n ander dag. En dan kom hulle môre, ag net nou beter voel. As ons na God jaag, as ons soek met ons hele hart, en ek jou waaroor God gaan jou vat na hoër plekke toe. Hy gaan jou vat in 'n dieper verhouding in. Jy gaan God ervaar soos jy hom nog nie ervaar het. God leer ken soos jy hom nog nooit geken het nie. Jou verhouding met hom gaan so intiem raak, dat jy agterkom dat jy kan niks sonder hom doen nie. Jy kan nie opstaan in die oggend sonder hom nie. Hy raak meer belangrik as enigiets anders. Die ding is, ons moet begin prioritiseer in ons lewens wat ons wil jaag. Wat raak vir ons belangrik? Die daar raak minder en die daar raak korter. En ons vergeet dit, ons besef dit nie. Dit wat buite gebeur, raak al hoe meer boos. Meer en meer mense word vasgevang in dinge wat nie van God af is nie. Meer en meer mense word vasgevang in die bose, omdat hulle tydelik is najaag, omdat hulle goed agteraan hardloop, wat my net nou beter gaan laat voel. Dit gaan jou nie in die toekoms wat beter voel. Die enigste een wat vir jou vrede kan gee wat jy soek, is die Here. Die enigste een wat my gaan help, is wanneer ek agter die Here aan hardloop. Hemelse Vader, Here, ons kom vanoggend. Here, ons sê dankie dat ons die voorreg het, Here, om agter 'n lewende God te kan aanhardloop. Here, om 'n lewende God te kan najaag. Dankie, Here, dat ons weet dat ons erfenis lê nie binne in 'n beeldjie van hout of klip nie. Ons erfenis lê in een wat lewe. In een wat terugantwoord. In een wat troos. Een wat ons bemoedig. Here, terwyl ons soveel mense daar buite is, Here, wat vasgevang is, Here, wat sit met 'n donkerte rondom hulle, met 'n leemte binne hulle. Here, terwyl ons soveel mense is, Here, wat nie besef hoe nodig hulle U het nie. Here, ons kom vanoggend en vra, Here, dat U Heilige Gees die een sal wees wat sal uitreik na hulle. Dat U Heilige Gees die een sal wees wat hulle sal aanraak. Dat hulle sal het besef dat daar is net een wat vir my ewige vrede kan gee. Daar is net een wat my kan volmaak weer. Vader, ons kom vanoggend, Here, ons bring elke ene wat vir U wil. Elke seun en dogter, Here, wat geroep is om uit te reik na mense toe. Maar ons kom voor U bring, Here. Daar is mense wat met 'n vreeslike las op hulle loop, Here. En U het seuns en dogters geroep om hulle te help. Seuns en dogters geroep om uit te reik. Seuns en dogters geroep wat U die vermoë gegee het om mense te verlos. Here, van dinge wat hulle vashou. Here, daar is nasies wat vasgevang is.
die het seuns en dogters geroep om hulle te vertel dat daar is net een wat hulle vrede kan gee. Net een wat hulle hierin kan help. Waarom ons vra volgende nie wat hulle sal spesiaal wees. Hulle spesiaal sal versterk. En vir hulle spesiaal die krag en die wysheid en die kennis sal gee wat hulle nodig het. Om by die verloores te kan help. Sodat hulle ook kan weet, daar is 'n ewige erfenis wat wag vir hulle. 'n Ewige erfenis in die lewende God. En ons loof en prys die wonderbare naam daarvoor. Amen. So net so 'n paar herinneringe vir hierdie week. Vanaand is woordskool woensdag aand. Disipelskap so ver. Maar ek wil nie dat bezig is met die disipelskap, ek sal hulle op datum af van die dinge. En vanaand begin ons met Discover Yourself. So, dan die 29ste, die Kepelvaart is. 29ste het ons 'n spesiale bidtief. Ons gaan bid, ons koningspad. Daar is mense wat nie die Here ken nie. Mense wat ook die Here ken. Dit is hartseer om te dink dat terwyl die Here besig is om gereed te maak om terug te kom, daar mense is wat gaan agterbly. Mense wat gaan bitterlik smaak kry. Omdat hulle hom nie ken nie. Ek blaadjies onthou, die wat op Buffelspoort toe gaan, asseblief laat weet my, ek bespreek nou einde van die maand. Al die huisies. So 'n bietjie lekker rus, lekker warm waters. Maar dis 'n tyd wat ons op die lig verkeer, ons het so 'n bietjie saam die Here. Tyd spandeer daai week. So al die ander goedjies is in die blaadjies. Maak sy dit ook op die WhatsApp groep wees, so dat sy julle herinner van ons. Dan onthou Augustus maand. Augustus maand is lekker opgenoem. Augustus is ons besig en ons het baie dinge. So Dr. Raymond Lombard is op pad uit Augustus. Ons gaan maar die Sondag wat hy hier so is, gaan ons spesiaal die sluit en ons gaan volpak met almal van ons. En die wat nie vervoer het nie, kom weer voor die tyd en ons maak op. En ons gaan ons dienste saam met Johanna Belinda Pepler volpak. Ons gaan saam met hulle die Here loof en prys. Dr. Raymond Lombard preek oor die eindtyd. Hy preek oor wat nou gebeur, wat besig is om aan te gaan in Jerusalem en in Israel, en hoe dit inpas met die eindtyd. En dis die hele lering wat hy gee, Sondagoggend, maandag en Dinsdag. Ek gaan die datums als in die plaatjies mee sit en dan dit gaan uitgaan op die radio, so allemaal gaan bewus wees daarvan. Okay. Kom ons kry ons liefdesoffers volgende dag met die Here en ons gaan eer daarmee. En dan gaan ons 'n lofoffer bring saam met dit. So nou die tyd lekker koffie en koekies, soos altyd. Dan gaan ons met die Hemelse Vader, Here. Ons dankie vir die geleentheid om volgens mekaar te kon wees, Here. Dankie vir die woord wat uitgegaan het, Here, vir elkeen wat het gehoor het. Here, ons kom vanoggend, Here, en ons eer U met ons lofoffers, ons eer U met ons liefdesoffers weer oor U. En ons dankie dat U die een is wat die gewer is van alle goeie gawes, Here. Here, U die een is wat die saad vir die saaier gee. Here, U van waar die saad en die vermeerder het in die saaier se hand. 30, 60 en 100voudig, sodat die saaier die vrug daarvan kan geniet. Vader, ons kom vanoggend en ons sê nie dankie vir U liefde. En ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Disconnected. Daar is 'n lig in die oggend.